Baie welkom. Ek wil jou uitnooi om net vir 'n oomblik rustig te word. Daar waar jy is, in die kar, dalk op pad werk toe, word bewus van God se teenwoordigheid by jou. Rus in 'n omgewing waar daar nie kompetisie is nie, waar jy nie beter hoef te wees nie, waar jy nie eens hoef te verstaan nie. 'n Ruimte waar jy kan asemhaal, waar jy kan onthou dat jy, net soos jy nou is, uitgenooi is, geliefd is, genooi tot groei. Maak jou oë toe en laat jou hele liggaam ontspan. In jou gedagtes, laat dit gaan. In jou siel, wees oop. God is hierso en jy is baie welkom. Dit voel soms asof God net met die sterkes werk, of met die volwassenes wat al klaar weet. Soms voel dit asof ons so ver agter is, te onvolwasse, te dom, te sondig, te anders. Maar hoor vandag, niemand word by God uitgesluit nie, niemand is te ver nie, niemand is te onvolwasse om te begin nie, en niemand is klaar nie. Ons word almal uitgenooi tot groei, elkeen tot volheid. Ek lees vandag vir ons uit Kolossense 1 vers 27 tot 28. En hulle het God bekend gemaak wat 'n rykdom van die heerlikheid van hierdie verborgenheid onder die nasies is. Dit is, Christus is in julle, die hoop op die heerlikheid. Hom verkondig ons terwyl ons elke mens vermaan en elke mens leer in alle wysheid, sodat ons elke mens volkome in Christus kan aanbied. Nou wat is hierdie verborgenheid? Dis iets wat lank weggesteek was, iets wat mense nooit heeltemal verstaan het nie, en toe het God dit eenvoudig gemaak. Christus is in julle, nie daar buite nie, nie net in die tempel of op die troon nie, nie net vir die elite nie, nie net vir die ouens wat alles reg doen nie, nie net vir geestelikes nie, maar in julle, in jou, in my, in almal. 3 keer net in 1 vers sê Paulus dis, elke mens, elke mens, elke mens. Wat beteken dit? God, sy evangelie, sy goeie nuus is universeel. Daar's geen uitsonderings nie, geen voorwaardes nie. Maar dis ook nie oppervlakkig nie. Christus nooi ons na volheid. Nie net om op die kerkbank te gaan sit nie, maar om in wysheid te groei, in geloof, in karakter, in liefde. Dis nie 'n eksamen nie, dis nie 'n kompetisie nie, dis nie volmaaktheid in die sin van ek moet foutloos wees, ek moet altyd alles reg doen nie. Dis volheid soos 'n vrug wat ryp is. 'n Lewe wat getuig, Christus leef in my. Kom ons sit met hierdie gedagte. Luister na binne toe. Wat beteken dit vir jou? Christus is in jou. Hoe voel jy as jy hoor dat die evangelie vir elke mens is? Vir jou ook. Waar is daar in jou lewe groei wat jy raak sien? En waar verlang jy na volheid? Dink oor hierdie gedagtes.
Kom ons bid saam. Stadig, soos ons asemhaal. Here Jesus, U is nie ver van ons af nie. U woon in ons. U werk stadig, sag en getrou. Dankie dat U nie kies op grond van rangorde of verdienste nie. Dankie dat elke mens welkom is. En dat ek ook elke dag weer genooi word. Vorm my, Here. Lei my tot volheid. Nie om perfek te wees nie, maar volheid in 'n lewe wat ryp is. Oop. Liefdevol en wys. Laat ek dit nooit vergeet nie. Christus leef in my. En daarom is daar hoop. Hoop op heerlikheid, op groei, op 'n nuwe môre. Amen. Soos wat jy nou weer jou oë oopmaak, onthou dat dit nie gaan oor prestasie nie. Gaan met hierdie gedagte, dat jy deel is van iets groters, van iets ligs, van iets heel, dat God se evangelie sy goeie nuus vir jou is, en dit jou uitnooi om te groei. Jy hoef nie haastig te wees nie. Jy kan soos 'n wingerdstok of soos 'n vrugteboom in die lente bloei. Gaan rus met hierdie woorde. Christus is in jou. Jy dra in jou die hoop op heerlikheid. Amen.